Dag sê dankie en welkom by Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is maandag die 9de Maart 2026. In vandag se uitsending sal ek en Annemarie de Tooy bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie deel met julle. En Andrew Poelman sal bietjie later in die ateljee by ons aansluit om die naweek se sporthoogtepunte met ons te kom deel. Ons loer ook daar in Duitsland met Frank Stefan by die ITB toerisme event in. So bly by ons en baie dankie, sien jy nou net. Is Namibia nie beeldskoon nie. Maar voor ons by die nuus begin, kom ons loer gou daar met Frank Stefan in wat gebeur in Duitsland in Berlyn waar die ITB aangaan. Bly by ons. Good day, I'm Frank Stefan. I'm here at the ITB in Berlin. It's obviously the big occasion for the tourism sector as a whole internationally. It's not the only ITB, by the way, so there are other ITBs as well. But obviously for us as Namibians, that's the interesting part. We're representing Enjoy Travel and then obviously Tourismus, as you can see. Our Tourismus show that we always bring to you on a weekly basis. But then on the other hand, we're obviously part of the ESP group, or also known to Network Media Hub, others prefer to think of it, where we have our media in Namibia being present in the tourism industry. We spent quite a lot of time at this Tourism Expo now, attending various seminars. Amongst others, we've listened to the fact that sustainability these days has become just as important as experience. Experiences was what everybody seemed to target a couple of years back. Now sustainability, culture, everything that's got to do with it, cultural backgrounds, people are just important as the arts and crafts. Something that we in Namibia also want to target in this coming year when we do our expo. And so it's been quite an eye-opener how everybody embraces that internationally. So if we do it, we're not only following a trend, I think in part we're actually setting the trend. The important part here is to realize that not always everything goes as well as we think it should. The Namibian stand was most impressive, but unfortunately we spoke to one or two who were not as happy with how much the reaction was from the crowd as in previous years. We obviously also saw the Zambian stand and Zimbabwean stand, but more importantly, we visited the Angolan stand where we spoke with quite a number of people. Angola obviously being the host country of the ITB in Berlin this year. So it was extremely impressive to see how all these countries come together. And one of these things was when it came to culture, the one seminar that we attended, people were actually talking about the fact that at the end of the day, you do not want to step on another one's foot. And to me, it was quite, truly an eye-opener when I saw you literally had a China stand, then you had Taiwan, and then you had Hong Kong, sort of beefed in together, and yet everybody was getting along well. And maybe that's what tourism does, it brings people together. And so hopefully this is what we can achieve for Little Namibia as well. Thank you. Het lyk bedrywig daar in Duitsland en is goed om van ons bekende handelsmerke daar te sien. Maar in die ateljee met my nou Annemarie de Tooy om met my die nuus te bespreek uit môre se binneblaaie. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan goed met my, dankie Ogito, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Jy het daar geskryf van die geheime vingerafdrukke van hout. Waaroor gaan dit? Ja, dit is nogals 'n interessante storie. Vrydagoggend toe ek by die werk kom, toe sê hulle vir my
Hulle wil graag hê ek moet na die launch, ekskuus, ek kan nie nou aan die Afrikaanse woord dink nie, maar die launch gaan van ons nuwe forensiese eenheid, deel van NAMPOL, in samewerking met die Amerikaanse ambassade, en hulle sê toe vir my, dit gaan alles oor vingerafdrukke en hout. En toe hulle dit vir my sê, toe sê ek eintlik soos, ek wil glad nie na toe gaan nie, ek weet nie hoekom julle dink dit pas by my nie, maar dit was toe eintlik verskriklik interessant gewees. So ons het 'n verskriklike probleem in Namibië met houtsmokkelary. Ja. Meer spesifiek met rooshoutsmokkelary in ons land se geval, maar internasionaal is houtsmokkelary 'n verskriklike groot probleem. Ja. Juis omdat dit iets is wat so maklik is om te smokkel. Jy maak valse dokumente op, jy reik valse permitte uit en niemand gaan regtig weet nie want hout is hout en hout lyk maar grootendeels, althans vir my lyk hout grootendeels alles dieselfde. En daar's nou hierdie nuwe forensiese eenheid, ons is die eerste in Afrika om dit te hê, waar hulle kan na die chemiese bindings van hout gaan kyk, Okay. om te kan bepaal of agterkom wat die hout se land van oorsprong is. Ja, ek wil nie te tegnies raak nie, maar ja, hulle gaan kyk na hoe die hout aan mekaar gesit is, die tipe grond wat die hout gevat het om te groei, die binneste kringetjies van die hout, al daai tipe van goed gaan kyk hulle daarna. En so kan hulle dan die hout se land van heenkoms bepaal. Wat ek dink ongelooflike tegnologie is, want ek meen as ek en jy kyk na 'n stuk hout, dan is dit net nog 'n stuk hout. Gooi hom sommer op die vuur. Ja, ons gooi hom op die vuur, ons maak 'n lekker braai, dis waarvoor ek al hout gebruik altans. Maar so kan hulle dan nou dit bepaal. En hulle hoop daarmee is om 'n stop te sit aan houtsmokkelary. Dit is al in lande soos byvoorbeeld Peru, waar Amerika ook gehelp het om daardie programme te ontwikkel, maar soos ek sê, ons is eerste in Afrika en ek hoop regtig dit kan help, want ek het nou met my navorsing vir hierdie fokus en so 'n bietjie gaan kyk na hoe lyk rooshout en is eintlik verskriklik mooi. Dit is pragtig. Dit is pink en pink is my gunsteling kleur, so enigiets wat pink is vir my pragtig, maar dat hulle 'n stop kan sit daarna en dat die mense want dit vat eerstens 'n groot deel van ons ekonomie weg, want ons kan daai goed wettiglik uitvoer. En dat dit stopgesit word sodat ons ekonomie daarin kan groei. En nie net dit nie, maar enige smokkelary is verkeerd en ek voel mense wat smokkel moet toegesluit word, so om 'n manier te hê om dit dan te kan wil ek amper sê terugtreis en dan die nodige skurke vas te vang, dink ek is belangrik. Dit is 'n baie belangrike ontwikkeling. Ek wonder of hulle ook die besendings wat deur Namibië op pad walvis toe en so verder uit ander Afrika lande gaan ondersoek. Ja, dit klink asof dit die groter plan is. Van wat ek verstaan het, is dit die groter plan. Vir nou het dit vir my al voorgekom, hulle fokus is baie op die noorde. Om eers daar te begin en dan dit uit te brei sover soos wat hulle kan. En dan natuurlik hulle volgende stop is Suid-Afrika, om dieselfde tipe forensiese sentrum in Suid-Afrika op te sit. En dan dit nou so ver as moontlik in Afrika uit te brei soos wat hulle kan. Okay, nee, dis goeie nuus, dankie. Jy het ook geskryf oor gesondheid en hoe dit beter is om voorkoming te doen eerder as genesing. Ja, so ek was laasweek het NHP 'n media geleentheid aangebied, waar hulle 'n bietjie met ons gesels het oor voorkomende gesondheidsorg. So wat hulle verduidelik het is dat dit is iets wat baie meer op die lippe is op die oomblik, is voorkomende gesondheidsorg, as gevolg van die vinnige ontwikkeling en verspreiding van kroniese siektes. So iets wat ek nie geweet het nie, is dat 43% van sterftes in Namibië is as gevolg van kroniese siektes. Nou dis 'n ongelooflike hoeveelheid en as 'n mens ons populasie gevat, ons het nie 'n vreeslike groot bevolking en populasie nie, so dit is 'n enorme hoeveelheid mense wat elke jaar aan kroniese siektes ongelukkig doodgaan. En toe met NHP net so 'n bietjie gepraat oor hoe vroeër jy dit optel, hoe beter is dit vir jou en hoe groter is jou kans van genesing. Behandeling is minder intensief, byvoorbeeld as jy dit vroeër optel. As jy kyk na 'n siekte soos byvoorbeeld kanker, en die voormalige redakteur van die Namibian het met ons kom gesels daai dag, hy het prostaatkanker gehad. Tangeni Amapadi. Yes, Tangeni het prostaatkanker gehad en hy het toe so 'n bietjie met ons kom gesels en hy sê toe vir ons dat as hy dit nie so vroeg opgetel het soos wat hy het nie, dan was hy seker dood gewees vandag. So die fokus daarvan is half net om vir mense te sê,
gaan doen gereeld jou medical check-ups, jou routine medical check-ups, en dan is daar 'n proses wat hulle sifting noem, waar hulle gebruik hierdie routine check-ups en hierdie goed wat jy nie dink is so belangrik nie, om daai merkers en goed uit te lig, want iets waarop Tangeni ook baie gehamer het, waar hy baie gepraat het, is die feit dat hy het kankermerkers gehad, maar sy kankerselle was nie aktief nie. So hulle het heeltyd vir hom gesê, kom terug oor 2 jaar, kom terug oor 2 jaar, en toe het hy op 'n stadium begin voel, dinge is nie lekker nie, en daai merkers het toe 'n aktiewe kankerselle ontwikkel. Gelukkig is dit vroeg genoeg gevang, maar daar is baie gevalle, veral as jy kyk na kanker soos borskanker, prostaatkanker en testikulêre kanker, waar dit net te laat gevang word. So dit is hoekom die titel van die storie is voorkoming is beter as genesing, want in hierdie geval is dit regtig so, dat hoe vroeër jy dit optel, hoe makliker is jou behandeling, en net om mense te motiveer om daai routine check-ups nie net onder die mat in te vee, want jy wil nie nou dokter toe gaan nie, en die mediese fonds, soos ek kan verstaan, dit knyp partykeer, mens kan nie altyd dokter toe gaan wanneer jy wil nie, maar dan moet jy dit ook opweeg in die sin van, vang jy dit nou, en jou behandeling is aansienlik eenvoudiger en goedkoper, of vang jy dit te laat, en jou behandeling verdriedubbel in elk geval in prys, byvoorbeeld. Ek verstaan wat jy sê, in my kop is dit reg, maar ek weet, ek hou nie daarvan om dokter toe te gaan nie, so. Ja, ek het ook 'n ewige vrees vir naalde, dit is die probleem, so ek skiep ook partykeer my routine check-ups, maar ek dink nadat ons nou van Tangeni gehoor het, en nadat NHP met ons gesels het, sal ek ophou om dit te doen, want 'n mens weet regtig nooit nie, en kanker en nie net kanker nie, goed soos kanker en HIV, vigs en selfs diabetes, is goed wat jy nie noodwendig gaan dink, jy het nie, maar eet jy nou daai een chocolate te veel en diabetes kom vang vir jou. So ja, dit is maar net van baie belangrik van NHP se kant af ook, en dan natuurlik van my kant af, om net mense aan te hits, om eerder vroeër te gaan, jou check-ups by te woon, deel te raak van die siftingsproses, sodat jy nie later met hierdie ongelooflike mediese omkostes en ongelooflike ongemaklike behandeling sit nie. Nee, baie dankie Anne-Marie en goeie werk. Dankie. En natuurlik is daar nog baie meer vir julle om te lees in môre se Republikein. So gryp een uitgawe of 2 of 3 en lees gerus en deel daai inligting met julle familie en die mense met wie julle lief is. Bly by ons, as ons nou terugkeer, is dit tyd vir sport met Andrew Poelman. Baie dankie. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Welkom terug. Is tyd om in te loer by die weer om te sien wat hou Dinsdag die 10de Maart vir ons almal in. Daar op Katimamolelo vanaf 18 grade tot op 25 grade, lyk bietjie reën daar, Rundu ook 18 tot 21. Oshakati gedeeltelik bewolk vanaf 20 tot op 27 grade verwag. Tsumeb is dit gedeeltelik bewolk vanaf 17 tot 22 grade verwag. Omaruru sal die son skyn vanaf 18 tot op 29 grade hier in Windhoek, ook sonskyn vanaf 16 tot op 26 grade en op Gebabes gedeeltelik bewolk met 17 grade tot op 26 grade vir môre verwag. Dan Henties Bay gedeeltelik bewolk vanaf 19 tot op 27 grade, Walvis Bay vanaf 19 tot op 27 grade. Rehoboth in die binneland verwag ons sonskyn vanaf 16 tot op 30 grade, Mariental vanaf 20 tot op 32 grade, sonskyn al die pad daar. Dan ook Aranos verwag ons vanaf 19 grade tot op 31 grade sonskyn. Lourdes ook in die suide vanaf 24 grade tot op 42 grade, bietjie warm môre vir die sonskyn. Adamsvlei vanaf 23 grade tot op 33 en op Oranjemund verwag ons vanaf 23 grade tot op 42 grade. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be.
this is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Met die golven van ons land ontstaan. Welkom terug en in die ateljee met my Andrew Poelman om oor die naweek se sporthoogtepunte uit te brei. Andrew, dit was die Rossing Marathon hierdie naweek. Vertel ons meer. Ja, so altyd groot getalle daarso, ja, 4.500 mense wat ingeskryf het, ja, so om of die volle afstand te hardloop, die 42 km of daar was ook 21 km en 10 km wedlope. So ja, ons span van die kus, ja, Adam Hartman en sy span wat daarso ja, goed het gedek het vir ons op sosiale media oor die naweek. Ja. So 'n lekker atmosfeer daar gewees, obviously met so 'n klomp mense. Ja, so altyd natuurlik, ja, is basies dan die nasionale kampioenskap in die marathon. So in die mans wedloop was dit dan Matthias Simon wat die marathon gewen het in 2 ure 13 minute op die kop. Dit was in die tweede plek was dit dan Jesaja Mattheus gewees, 2 ure 17 minute. En dan in die by die vrouewedloop was dit dan Salmi Nduviteku. Sy het dan vir die eerste marathon wat sy dan gewen het, 2 ure 37 minute, 'n goeie prestasie vir haar. Soos ons daar dan sien die checks wat hulle daar gekry het, so R20,000 vir die eerste plek of nou maar wie se dollar, en dan nog 'n bykomende ontwikkelings vir behoeftes vir hulle loopbaan, so nog $20,000 wat Rossing Uranium dan op die spel geplaas het, wat dan die byeenkoms geborg het nou vir 35 jaar op 'n streep. So elke jaar so 'n groot byeenkoms. In die tweede plek was dit dan Otili Amwata, en derde was ook nog 'n bekende naam geweest by die vroue, Alina Armas. Aha. Ja, baie goed en baie lekker. Bietjie verder van Namibië af, die Kaapstad Fietstoer. Vertel ons meer. Ja, so dit was ook 'n groot, dit was nog 'n groter byeenkoms natuurlik. Ek dink dit so 30,000 inskrywings gewees daar. So ja, 'n hele klompie Namibiërs wat ook afgery het en gereis het om daar te gaan deelneem en ook goed gevaar het. So in die manswedloop sien ons daar aan die regterkant Alex Miller. Hy was dan 5de in die elite mans wedren wat 109 km was. Dit was dan Ryan Gibbons, voormalige Afrika kampioen en verskeie keer as Suid-Afrikaanse kampioen gewees, wat dan vir die eerste keer hierdie wedren gewen het. Okay. Met Jaden Terlouw van Suid-Afrika wat in die tweede plek was. Alex Miller dan die eerste nie Suid-Afrikaner wat dan daar klaar gemaak het. En dan Vera Loser was ook daar. Sy het in die vroue wedren ja. meegeding. Sy dan vierde met 'n paar millisekondes. Hulle redelike groepie daar in die voorpunt wat daar nog by mekaar was en in 'n naalrit betrokke was daar na die eindstreep toe. Sy was so 'n bietjie vasgevang tussen die ander. Sy kon nie lekker met die eindpoging kom wat sy wou, en sy toe vierde klaar gemaak. Maar goeie prestasie nog steeds. So van die ander Namibiërs wat daar was, Roger Suren wat hierdie jaar dan die Namibiese kampioenskap gewen het, die 18-jarige Roger Suren. Hy was ook redelik nie ver van die voorpunt af nie, so na 75 km. Hy en nog 'n Namibiër, Justice Beelker, wat 'n bietjie 'n ongeluk betrokke was met ander fietsryers en toe hulle fietsse beskadig het en toe nou 'n bietjie eers later klaar gemaak het. Teleurstellend. Martin Fryer, hy was 48ste, en dan by die vroue was Andri Greef ook ooit goed klaar gemaak, 19de, en Delsia Janse van Vuren was 32ste, en van die onder 23 vroue was sy in die 6de posisie ook goed gedoen. Baie goed. So gepraat van Suid-Afrika, kom ons bly bietjie daar. Ek verstaan daar was 3 kamp atletiek waarin Namibiërs deelgeneem het. Ja, so die Namibiese Triathlon Federasie wat so 'n klein span of 'n spannetjie gestuur het daarso na die
Afrika Triathlon beker byeenkoms Ibotsi, daar in Benoni gewees, daar in Gauteng. Ja, 3 van die byeenkomste wat dan deur Namibiërs gewen is. Emma Brinkman, sy het dan by die meisies 12 tot 15 jaar was sy in die eerste plek. Jy sal sien sy staan daar saam op die podium, want dit was dan ook Suid-Afrika se nasionale kampioenskap, so sy was dan die algehele wenner en dan die eerste Suid-Afrikaner wat ontslag gemaak het en dan in die ouderdomsgroep daai titel gewen. Okay. En dan nog 2 ouderdomsklasse wat nou maar weer ingewen het, is dan die Chase broers, Micah Chase wat sy wedloop gewen het in die seuns 12 tot 15 jaar oud. Micah Chase baie goed gedoen daarso, baie goeie vooruitsig dan van hom weer. En dan ook sy broer Nathan Chase wat dan by die seuns 16 tot 19 die junior mans afdeling het hy dan gewen. Natuurlik ook baie goeie driekamp atleet van Namibië. Ja. Okay, kom ons gaan vorentoe met 'n bietjie klub cricket tel op hier in Namibië. Ja, so een wedstryd wat dan Saterdag gespeel is en een Sondag in die Namibiese Premierliga. So Saterdag was dit dan APS Wanderers, die voorloper wat gespeel het teen die span in die tweede posisie, ATG VAS Old Boys. Ja, so VAS wat eerste gekolf het en dit was hulle aanvangskolwer Malan Creer wat 138 nie uit nie van 138 balle aangeteken het met 9 viere en 3 sesse. Dylan Leiger wat ook aan 'n baie goeie vennootskap saam met hom was vir 87 lopies wat hy Dylan Leiger aangeteken het. En toe was dit VAS wat gaan kolf het, Wanderers wat gaan kolf het, hulle moes toe 282 kry om te wen. Hulle is toe almal uitgebul vir 261, hulle daai wedstryd toe verloor met 20 lopies. JJ Smith wat daar 85 van 79 balle aangeteken het met 4 viere en 6 sesse. Daar sien ons dan die puntestand. Dit is dan, ja, Sondag was dit dan Trustco United wat ook gewen het teen CCD, ook 'n redelike hoë tellings gewees. En so dit is dan die span wat 4de eindig wat dan in die bronsfinaal gaan wees. Die span wat boaan eindig is deur na die finaal toe wat dan volgende Sondag sal wees. So Wanderers deur na die finaal toe en dan volgende Saterdag sal daar dan 'n semifinal wees tussen daai tweede en derde spanne, VAS Old Boys teen Trustco United en die wenner wat dan finaal toe gaan en die verloorder daar wat Sondagoggend in die bronsfinaal sal speel. Dankie Andrew, ons het net nog so 'n minuut oor, vertel ons bietjie van sokker. Ja, so een wedstryd wat nogal belangstelling gewek het Saterdag. Dit was dan African Stars, die voorloper wat dan in Windhoek geklop is deur 11 Arrows van Walvis Bay. Die telling was 1-0, so redelik vroeg in die wedstryd wat 11 Arrows 'n strafskop gekry het en wat toe ingeskop is deur hulle nommer 9. En dit het toe hulle die oorwinning behaal met 1-0. So African Stars se uitdager Chula daar van die noorde, hulle het toe nou Sondag hulle wedstryd gewen terwyl African Stars Sondag ook weer gelyk op gespeel het. So op die oomblik is dit dan kan ons gou miskien net dalk die puntestand daar wys, Chula wat dan die voorloper is op die oomblik. Ja, vir die eerste keer dalk as elke span het nog 6 wedstryde oor, maar hulle is dan goed geplaas om miskien dan vir African Stars te ontroon en die eerste span daar van die noorde te word wat dalk die Namibiese Premierliga dan wen. Nee, dis goeie nuus en iets om dop te hou. Maar baie dankie Andrew dat jy altyd die sport met ons kom deel en baie dankie julle dat julle by ons aangesluit het. Dis dan dit vir nog 'n uitsending van Klets Kompas. Môre doen ons dit weer, so sluit weer by ons aan. Tot dan. Totsiens.